een van die voetjies so. Nek. Goeiemôre broers en susters. Môre. Hartlik welkom vanoggend hier by ons. Ek wil net vir 'n paar mense spesiaal welkom sê vanoggend wat ons so gesien het en besef het bietjie nuwe mense is. Adri Botha, baie welkom by ons Adri. En dan Ellen en Ruben, Ellen Jacobs en Ruben Steenkamp, waar hulle sit daar. Baie hartlik welkom vir julle. En Tasha, jou ma is vanoggend vir die eerste keer ook hier saam met ons. Baie welkom.
Ons hoop dat dit vir julle 'n goeie ervaring sal wees. Goed, dan het ons 'n paar verjaarsdae. Is ek 'n vreeslike amptelike verjaarsdag en dan sal ek hoor of daar iemand anders is. Oom Koos Nodeer verjaar in April maand. Doodreg, oom mag nog ja, oom mag. Marie se daar. Geluk, jy het nou net verlede week verjaar, so besin my jaar. En dan Jan, waar is dit Jan? Hy het al verjaar, hy het al vergeet hy het verjaar, nee Jan. Maar hartlik geluk. So dit gaan goed. Kan ek hoor of daar iemand anders is wat verjaar in hierdie week? Ek het nou nie na die lysie gekyk nie. Ek sien nie 'n hand nie. Goed. Beloftes maak skuld, nee. Maar ek moes bietjie wag vir hierdie ene. Met die blokkies raaisel wat julle so ewe elke week ook in die e-pos gekry het, wat ek nooit vir julle gesê het nie, is dat die antwoorde is daar agter. So julle kon die antwoorde daar agter gaan loer het, maar ek het dit vir geen mens gesê nie. Maar iemand het dit reg. Kan die quote? Die geheim was die nuwe lewende vertaling dan het iewers te baie slim. Ek is 'n slim. Ja. So dis dan is 'n geskenk. Hartlik geluk. Goed, ons gaan vanoggend een lied oefen. Ek het 'n lied opgegee, dit is Vonk 455. Hy is gelukkig maklik en mooi. Hendrik sal ons daardeur vat. Ek wil julle net daaraan herinner, julle sal dit ruik ook vanoggend. Die kombuis is geseël en nou gaan die kaste begin teruggaan. En dan hopelik sal die voor die skepping gevoel in daai kombuis verbygaan en die chaos opgeklaar word en ons weer kan koffie drink. So wees net nog so klein bietjie geduldig en dan sal ons weer 'n werkende kombuis hê wat mooier is wat hy ooit was en beter is wat hy was. Goed. Kom ons gee so 'n oomblik aan, sit ons net bietjie lied 445. Ek het al twee verse vir jou opgesit. Een met note en een daarsonder. Dis die derde vers. 1 en 2. Nie 1 en 2, nie die derde. Nee. Môre julle. Môre. Ons gaan 'n bietjie Vonk 455 doen. Hy is eintlik baie maklik, so kom ons kyk hoe gaan dit. Dit is af de hoek dan, nee? Ja, maar ons gaan hom. Ons gaan nie by 455 kom ons na daai kyk. Ja. So wat maak ons? Ek het vir dit geoefen. Henry, weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan vir Henry vra vir ons 455 te sing. Daar waar ons dit nie kan sing nie. Hoe klink dit vir julle? Nee, dankie Henry. Ons sal hom volgende week saam met jou sing. Nugter weet hoekom ek, dis 'n bietjie dysleksia, nee. Dis calculate dink ek is noem hulle dit. Om 445 in plaas van 455. So ek vra vir groot verskoning, maar ons gaan rustig na Henry luister en ek dink ons sal goed vaar. As Henry moet net sy mikrofoontjie aansit asseblief. Hy is Maar ons het jou nie gehoor nie. dan is dit dalk nie battery in nie, want hy is die liggie brand. Dis ek het dit nou onlangs met my gebeur dat myne uitgestel is, so dit kan dit wees, ons sal nou die tyd gou kyk. Ja. Ons kyk hulle. Goed.
Toets. Kijk aan. Ja, is nie. Die liggie is hier aan. Ja, dit het letterlik 2 weke terug met my gebeur. Hy stel homself uit. Dis nou 'n nuwe pyn wat ons ontwikkel het. Nee, Henry, jy gaan maar net met projekteer. Kom ons raak so vir 'n oomblik stil. Julle sien dat dit die 3de week van die lydenstyd is. Julle sal sien dat ek nou ook in die groepe en oralste vir julle so ietsie ekstra gee. Ek het besluit ek gaan vir die kinders so ekstra ietsie gee vir Paasfees waar die ouers met die kinders dit al kan doen. En ek gaan vir julle ook so tussendeur. Iewers, en onthou ek is nie 'n bakster nie, maar iewerster gaan ek vir julle 'n resepie gee vir 'n paasbolletjie. Want my uitdaging gaan wees dat ons opstandingssondag paasbolletjies saam drink, dat ons almal kan saam koffie drink. Hoe ons dit gaan regkry, weet ek nog nie, ons gaan dit uitfigure, maar dat ons saam koffie drink na die tyd en paasbolletjies eet. Is dit reg met julle? Goed. Kom ons raak so 'n oomblik rustig en dan gaan ons voort met ons erediens. Maak my nie groot nie, Here, maar laat my die grootheid sien en weet hoe klein ek is. Maak my nie slim nie, maar laat my die wysheid sien en weet hoe min ek weet. Bring my nie op hoë plekke van waar ek op ander neerkyk nie, maar laat my die voete sien as ek buig en weet dat my voete van klei is. En as iemand in my u lig sien, laat my onthou waarvandaan ek kom en wie my daar gaan haal het. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Jesus,
almal dat ons sondig is. Ons weet almal dat ons nie kan lewe sonder die vryspraak en die genade van die Here nie. En in Romeine 8 het Paulus 'n manier om ons daaraan te herinner. Hy praat met mense wat eintlik uit die heidendom na die Christendom gekom het. Wat 'n oomblik gehad het waar hulle besef het dat hulle hierdie tree gee in die Christendom in. En dan sê hy vir hulle, daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met sonde afgereken, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. En ons vra vir jou om op Golgotha, net die eerste vers te sing van Vonk 455. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is 'n baie bekende gedeelte in Lukas 15. As 'n mens in Lukas 15 gaan kyk, dan het jy eers die verlore skaap, en dan die verlore geldmunt, en dan die verlore seun. 3 verhale oor iets wat verlore gaan, wat verlore kon gebly het, maar nie verlore bly nie, omdat iemand doelbewus gaan soek daarna, en iemand besluit om terug te kom huis toe. Kom ons lees dan net die eerste gelykenis vanoggend, en dis die gelykenis van die verlore skaap. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus toe kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou, een van julle het 100 skape, en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie.
Ons lees vanoggend tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. In Lukas 15, broers en susters, kry 'n mens net so 'n oomblik 'n kykie in die besig wees alom Jesus, die hele tyd wat hy besig was met sy bediening. En jy kry hierdie mense, hierdie tollenaars en sogenaamde sondaars, wat tyd afvat, en wat na Jesus gaan luister, en saam met hom kuier. En as 'n mens mooi gaan verstaan wat daar gebeur het, dan is dit een van die min plekke, waar mense soos hulle, veilig kon voel. Al die ander plekke in die Joodse samelewing, is hulle op 'n afstand gehou. Is hulle uitgekry vir sondaars en tollenaars en onrein. Maar hier by Jesus, in sy geselskap, in sy teenwoordigheid, het hierdie mense 'n rustigheid gekry. Nou kan 'n mens jouself so tongenietjies indink, hoe hierdie Joodse leiers, hierdie fariseërs en skrifgeleerders, eintlik hierdie saak so bietjie beloer, bietjie afkyk, bietjie afluister. Wat is hier besig om te gebeur? En 'n mens kan die weersin op hulle gesigte aanvoel. Hulle probeer die hele tyd sê, maar hierdie mense hoort nie hier naby nie. Want dit beteken dan kan ons nie naby kom nie. Want dan is ons onrein. En 'n mens moet verstaan hoe hulle samelewing gewerk het om te kan verstaan presies wat was hier besig om te gebeur. Dat hulle so teë was vir hierdie mense. Hulle wou vir Jesus sê, maar jy is 'n rabbi. En 'n rabbi hou hom nie op met sulke mense nie. Jy vermy hulle juis, want anders is jy ook onrein. Want dis hoe hulle samelewing aan mekaar gesit het. Die stukkie ongemak wat daar was met goed wat gebeur wat hulle nie kon verklaar nie. Die feit dat mense siek geword het, die feit dat mense gebreke gehad het, dat daar armoede was, dat daar allerhande rampe gebeur het. Vir daardie goed het hulle nie sinvolle verklaringe gehad nie. So hoe het hulle dit verklaar? Hulle het 2 groepe gemaak. Hulle het 'n groep vir reines en 'n groep vir onreines gemaak. Die reines was die mense wat volgens die Joodse wet baie mooi ingepas het. Wat volgens hulle systeempie rein verklaar is. Maar die wat nie ingepas het nie, die wat gebreke gehad het, die wat siek was op 'n manier. Enigiemand wat nie gelyk het soos hierdie mense nie, is in hierdie groepie geplaas. En hulle is tot onrein, tot sondaars verklaar. En die verklaring was dat hulle het nie God se genade ontvang nie. Met ander woorde, hulle staan buite God se genade, buite sy redding. Dis net hierdie groepie wat rein verklaar is, wat deel is van God se genade. En enige afwyking, enige manier wat jy net nie ingepas het nie, het jou tot hierdie groep verklaar. En dit omdat hulle 'n ongemak gehad het met wat gebeur het en probeer het om dit te verklaar met sonde. En dit het nou nie saak gemaak dat jy nie die sonde gepleeg het nie. Iemand in jou geslag iewers het 'n sonde gepleeg waarvan jy die straf dra. Dis hoe hulle samelewing aan mekaar gesit het. Dit was 'n komplekse samelewing met verskillende lae. En dan hierdie mense wat nog op die buiterand was, wat uitgesluit was. En nou kom Jesus, en vir hom is dit onaanvaarbaar dat hulle op hierdie manier met mense werk. Ek lees in een kommentaar raak dat iemand sê, en julle gaan my nou moet verskoon, en as iemand 'n beter die regte Afrikaanse term het, dan moet julle dit asseblief vir my kom sê. Maar ek het gesoek en selfs Google kon nie vir my help met 'n regte term nie. Die persoon het 'n oorlogsterm gebruik. Daai stukkie aanvaarbare skade aan mens en dier en omgewing wat saam met oorlog kom. Daardie, en hulle noem dit in Engels collateral damage. Met ander woorde, daar's 'n stukkie aanvaarbare skade wat onskuldiges kan ly op grond van oorlog en dit wat in oorlog bereik moet word. En dit noem die Engelse collateral damage. Kom ons praat nou maar van die
stukkie aanvaarbare skade wat daarmee saamkom. En hierdie persoon beskryf hierdie mense wat so uitgesluit is, juis as die aanvaarbare skade wat hierdie samelewing besluit het, hulle kan ly. Met ander woorde, hierdie mense word regtig gesien as collateral damage en hulle het nie intrinsiek waarde nie. Hulle word gesien as waardeloos op die rand, kan nie bydra tot die sinvolle voortbestaan van hierdie samelewing nie. Asof God se genade nie vir hulle bedoel is nie. Asof hulle buite die kring staan van God se genade en daarom bietjie aanvaarbare verlies, skade, wat hierdie samelewing, hierdie gemeenskap kan lei. En dan kom Jesus en hy wil vir hulle vertel, dat in God se oë werk dit nie so nie. Hy wil vir hulle vertel dat elke mens, elke dier en die omgewing, sy skepping het waarde voor hom. En daardie waarde word nie deur mense bepaal nie, maar word deur homself bepaal. Elke stukkie van sy skepping is vir hom kosbaar. En daarom is hierdie sisteem wat hulle gebou het en wat hulle as die Joodse leiers onderhou deur die reëls in stand hou, is dit nie aanvaarbaar nie en moet dit verander. En ons sal telkens in lydenstyd sien dat dit hierdie tipe van goed is, hierdie torring aan die fondament van hulle sisteempie, wat uiteindelik veroorsaak het dat hulle Jesus so gehaat het, dat hulle bereid was om hom dood te maak. Jesus vertel vir ons kan nie hierdie waarheid miskyk nie. Daar is niemand hier op aarde, daar's nie 'n mens, 'n dier of 'n stukkie van sy skepping wat nie vir hom waarde het nie, waarvoor hy nie lief is nie, en waar sy genade nie geld nie. En as hulle in hulle antieke sisteem moes verander in hulle denke, dan moet ons ook verander in ons denke en gedurig gaan vra, wat is God se bedoeling met 'n mens, 'n dier, sy skepping? En dat ons nie dieselfde denkfout maak om te dink, sommige mense staan onder God se genade en sommige van hulle kwalifiseer nie vir sy genade nie. En nou weet 'n mens hoe moeilik dit is, broers en susters. Hoe moeilik dit is dat ons kort ons gedagtes moet herstel, kort moet nuut instel op dit wat God wil hê ons moet dink. Dat ons bedag sal wees, ons het sulke vooroordeele. Ons sal dit dalk nie hardop sê nie, maar iewerster is daar so 'n gedagte in ons kop. En dan moet ons miskien onsself in die skoene, in die pote van die verlore skaap gaan sit. En dink, wat sal met my gebeur? As die Here besluit het, ek is 'n aanvaarbare stukkie verlies. Collateral damage. Die Here hoef nie sy tyd met my te spandeer nie, want ek het nie genoeg waarde nie. Vir hulle was dit maklik om gebrek en siekte en sonde weg te probeer verduidelik met hulle sisteempie. Maar as ons nou van buite af kyk, dan sien ons hoe liefdeloos daardie sisteem was. Nou moet ons dalk 'n tree terugstap uit ons eie gemeenskap en sisteem uit. En vir onsself vra, is dit wat ons doen in hierdie wêreld? Is dit die manier wat ons leef, die manier wat ons waarheid sien? Dra dit die liefde van God oor? Of ons ook besig om liefdeloos en genadeloos met ons wêreld om te gaan? Jesus het hulle sisteem, hulle gemeenskap bevraagteken. Hy het ten diepste dit waarop hierdie gemeenskap gebaseer is bevraagteken omdat dit liefdeloos en sonder genade was. En daarom dat dit bevraagteken kan word. Want volgens Jesus en die manier wat hy gepraat het en die manier wat hy besig was, is niemand uitgesluit uit God se genade nie. In die gelykenis van die verlore skaap kon die skaapwagter besluit het dat op grond van die terrein waar hy sy skape laat wei en hoe moeilik dit is om hierdie skape aan die lewe te hou, dat die verlies van een skaap aanvaarbare verlies is.
daardie collateral damage. Van weet hoe moeilik dit is om hierdie skape aan die lewe te hou. Maar hy doen dit juis nie. Hy besluit dat 99 is nie genoeg nie. Hy wil 100 hê. En dan gaan hy op hierdie soek en vind missie, om daai een skaap wat iewers beland het waar hy nie moes wees nie, om daardie skaap te gaan haal. Hy kon baie maklik gekies het om net te fokus op die veiligheid en die gesondheid van die 99. Maar hy laat die 99 op 'n plek waar hulle veilig is, sodat hy die een kan gaan haal wat in gevaar is. En dit, broers en susters, is ten diepste 'n uitdrukking van God se genade en sy liefde vir ons. Dat ons elkeen in ons eie lewe en in ons gemeenskap en in ons gemeenskap van gelowiges seker kan wees. Daar is nie vir die Here 'n ding soos aanvaarbare verlies nie. En daarom sal hy net nooit ophou om met een mens kontak te maak, met elkeen van ons kontak te maak, en ons veilig te hou en oor ons te waak nie. Elke skaap het waarde, en elke skaap se veiligheid en gesondheid tel vir die wagter. En daarom gaan hy op sy missie, wat waarskynlik nie 'n maklike een was nie, en waarskynlik het hy sy eie veiligheid in gevaar gestel, soos wat Jesus gedoen het ter wille van ons, om daardie een te kan red. En soos die Here vir ons hier is, soos wat hy beskikbaar is, en daar nie vir hom aanvaarbare verlies is nie, so wil hy hê moet ons na ons wêreld kyk, na onsself kyk, na ons mense kyk, rondom ons in die skepping kyk, en ons moet leef met hierdie gedagte dat God se liefde is oral beskikbaar. Sy genade geld oral. En daar is nie 'n mens wat hy besluit het is aanvaarbare verlies nie. En hy is aan die werk en ons moet ons gedagtes en ons visie opnuut instel om ook so te dink. Ons mag nooit funksioneer op 'n manier wat sê hier is 'n ingroep en ons mense wat buitekant dit is nie. Asof ons hier is om beter te wees as ander. En daar het iemand dit baie mooi gesê, broers en susters. Iemand het eendag gesê, 'n kerk is nie 'n oorlogskip nie. Ons vaar nie uit om te gaan oorlog maak teen alles wat sleg is nie. Ons is 'n hospitaalskip. Want niemand wat aan 'n gemeente van gelowiges behoort en 'n gelowige is iemand wat volmaak is, wat nie fout het, wat nie sonde het nie. Ons almal is hier omdat ons weet hoe nodig ons die genade van die Here het. Hoe ons nie sonder dit kan bestaan nie. En die Here vra vir ons, gaan leef daardie selfde genade teenoor ander. Gaan wees daardie baken van genade en liefde, want dit is wat God wil hê ons moet wees. Ons moet ontvanklik en beskikbaar wees vir ander. Ons moet die Here se genade kan deel met ander. Ons moet ophou oordeel. Ons moet ophou om mense in rakkies en kassies te sit. En ons moet met hulle handel soos wat God met ons handel. Dat daar genade is en dat daar liefde is. En dat ons die oordeel by God laat. Want dis in sy hande. Dis nie vir ons om te besluit wie behoort aan hom en wie nie. Dis vir God self om te besluit. Maar daar's iets in die verhaal van die verlore seun, daardie gelykenis, wat ek vanoggend net so 'n bietjie wil uithaal en wil onderstreep, omdat ons hierdie gelykenis ook baie goed ken. In die gelykenis van die verlore seun gaan dit nie net oor die verlies van die jongste seun nie. Dit gaan nie net oor een kind wat 'n pa verloor, en dan is hy so bly as hierdie kind terugkom nie, dis deel van die verhaal. Maar daar is 'n ander aksent ook, en dit is hierdie oudste seun, wat reageer op 'n manier wat vir ons sê, hy voel, sy waarde word nie raak gesien. Hy voel, dat sy pa nie verstaan wie hy is, en wat sy waarde is, en wat hy bring na hierdie huis nie.
En miskien het sy pa nie regtig daarop gefokus nie. Want sy pa het vir hom gesê, maar jy is die hele tyd hier, en alles behoort in elk geval aan jou. Want hy weet hoeveel hy staat maak op hierdie oudste seun van hom. En dis juist die oudste seun wat in elk geval van die geslag oordra en die naam verder vat en die verantwoordelikheid dra vir die hele huis. Maar wat hierdie seun gekort het, was om raak gesien te word. Om te ervaar dat hy ook waardevol is. Hy is getrou gewees en hy voel net iewers langs die pad is sy waarde misgekyk. En daar's 'n groot stuk waarheid daarin, broers en susters. Dis nie net die ouens wat rebelleer en wat wegstap. Wat amper eis dat 'n mens besef dat hulle waardevol is nie. Dis baie keer ook die ou in ons omgewing wat getrou is, wat altyd daar is, wat genee is om te help en te ondersteun. En mens moet waak daarteen dat jy nie so voel nie, dat iemand anders nie voel asof hulle nie waarde het nie. Dat ons mekaar sal beheen met die waarde wat God aan ons gee, want ons is almal waardevol voor hom. En niemand van ons moet ooit voel asof my stukkie waarde misgekyk word nie. Dis deel van wie ons is om te voel dat ons sin en betekenis het en dat ons waarde het wat waarde toevoeg aan ander se lewens. So dis die tweede ding waarop ons bietjie moet fokus. So om seker te maak dat die mense in my omgewing, die mense wat ek dien, die mense vir wie ek lief is, my medemens, dat daardie mens nooit sal ervaar dat ek nie hulle waarde raak sien nie. Ons mag net nooit ook 'n persoon afskryf en besluit aan hierdie persoon sal daar nooit genade bewys word. Sal nooit waardevol wees. Sal nooit genoeg wees nie. Want broers en susters, en dis die wonderlike ding van God se genade en van sy liefde, is dat selfs ons sonde nie ons waarde voor God verminder nie. Hoor hom baie mooi as ek dit sê. Niemand se sonde verminder hulle waarde voor God. Laat God op 'n punt kom waar hy sê ek is klaar met jou nie. En iets van daardie gesindheid moet ook in ons harte leef. En nou sê ek nie 'n mens moet jouself gedaan maak om iemand anders, om 'n koneksie met iemand anders te hê. Om uit te reik en verwerp te word die hele tyd nie. Soms kom mense op 'n punt waar jy vir iemand anders niks anders kan doen as om te bid dat God se genade daardie persoon sal opvang nie. Dan doen jy ook wat jy as medemens moet doen. Jy bid dat God se genade daardie mens sal opvang, sal heel maak, sal terugbring. En die Here deur sy Gees is gedurig besig, nie net met ons nie, maar met elke mens, om ons te lei op die pad wat hy ons wil laat gaan. As ons vanoggend so 'n bietjie selfondersoek doen, as ons so 'n bietjie dink aan ons eie situasies, aan die wêreld waarin ons beweeg, aan die kring waarin ons is, dan is dit in eerste plek belangrik dat ons sal besef, mense is waardevol vir God. En daarom moet hulle vir ons waardevol wees. En dis nie net die ou wat rebelleer, en wat wegstap en wat kwaad word, en wat voete stamp, wat ons opnuut moet besef het waarde voor God, en hoekom is hierdie persoon besig om op hierdie manier op te tree nie. Dis ook die stil gedooie ou, wat op sy of haar maniere groot bydra lewer in ons lewens, in ons samelewing, dat ons ook hulle waarde opnuut sal reken, en sal besef dat hulle waardevol is. Ons moet nie mense miskyk nie, broers en susters. Ons verwag dat ons nie misgekyk word nie. Jy staan vanoggend voor God en God sê opnuut vir jou dat jy vir hom waarde het. Dat dit jou lewe vorm. Dat dit jou hier uitstuur om vir hom te gaan leef. En daarom kan ons gaan leef in 'n stukkie vertroue. Want ons weet wat ons vir die Here beteken. Ons weet deur die kruis hoe ver hy gegaan het om elkeen van ons
by onthou en by mekaar te maak. Dan moet ons net bedag wees daarop, dat daar mense in ons omgewing is, wat dit dalk sê en wat dit dalk glad nie sê nie. Maar dat ons nie kringetjies sal maak, waar mense aanvaarbaar is en waar mense nie aanvaarbaar is nie. Maar dat ons bietjie die bril sal opsit wat die Here vir ons gee. En dat ons die waarde van mense voor God sal bepaal, sal besef. Dat God daardie waarde bepaal. Ons is almal in ingewikkelde interpersoonlike verhoudinge. En ons weet almal hoe maklik ons seer kry in daardie interpersoonlike verhoudinge. Hoe moeilik dit partymal is om met iemand 'n verbondenheid, 'n koneksie te behou. En hoe maklik dit vir ons is om net daardie persoon te wil afskryf. En nou sê die Here vir ons vanoggend, nee. Nee, maar dat ons sal onthou, daar waar ons nie meer kan nie, daar sal die Here. En ons kan nog altyd bid. Ons kan nog altyd leer om opnuut iemand se waarde te respekteer. En dit aan God op te dra. God gee nie op mense nie. En hy vra vir ons om nie op te gee nie. God gee nie op mense nie, en ons is die voorbeelde daarvan. Hoeveel keer in jou lewe het jy nie al by 'n punt gekom waar jy gedink het, as die Here nie nou met my klaar is nie, dan weet ek so waar nie. En wat doen die Here? Hy bewys jou genade. Hy vertel vir jou hoe waardevol jy is. Hy trek jou nader aan hom. Hy maak jou heel. En dan al wat hy vir ons vra is, gaan leef met dieselfde gesindheid. Gaan besef dat elke mens vir hom waardevol is. Gaan bid dat mense in sy genade opgevang sal word. Broers en susters, en daarmee pleit ek ook, dat ons nie net na ander mense nie, maar ook na ons eie emosionele gesondheid sal omsien. Dat ons het die verantwoordelikheid om seker te maak, dat ons gesond is, dat ons heel is, dat ons voluit leef. Ons doen dit deur die krag van die Heilige Gees. Ons doen dit in die genade van die Here. Maar ons het die verantwoordelikheid om na onsself om te sien. En dan om na mekaar om te sien. En om met respek te lewe in hierdie lewe. As die verlore skaap ons iets leer vandag, dan is dit dat as ons deel is van die 99, is dit 'n genadige ding. As ons die enkel een is wat iewers ter agter gebly het, dan is daar hoop. Want God los nie daardie een, daar op die randjie. God gaan haal die mens wat verlore is. En daarmee leef ons, dit bid ons elke dag. Dit leef ons nie net vir onsself nie, maar vir die mense rondom ons. Vir ons wêreld, vir elke mens, elke dier, elke stukkie van die Here se skepping. Sy genade is so groot. Ons mag dit nooit vergeet nie. Kom ons leef met daardie stukkie grasie, daardie stukkie genade teenoor die mense rondom ons. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, vandag sê ons vir U dankie, Here. Dankie dat ons al die wonderlike goed hier om ons sien gebeur. Die son wat opgekom het, die voëls wat hulle loflied gesing het. Die feit dat ons asemhaal en dat ons lewe en dat ons mense rondom ons het waarvoor ons mag lief wees en hulle vir ons. En Here, vergewe ons dat ons partymal so strak en streng na ander kyk. So maklik oordeel. So asof ons beter af is en ons is nie. Here, baie dankie dat ons opnuut kan besef hoe groot die genade is. Dat die liefde nie perke het nie. Dat ons partymal net heeltemal verstom staan oor hoe groot die liefde regtig is. Partymal wil ons voete stampeer en sê, nee, die liefde mag nie dit doen nie. Maar die liefde doen dit juis. Leer ons om ontvanklik te wees vir die manier wat U wil hê ons moet kyk en ons moet doen. En dankie Here dat ons weet dat daar altyd redding is. Dat U nooit 'n punt sit en klaar is nie.
dat daar altyd 'n nuwe dag en 'n nuwe hoofstuk en 'n nuwe moontlikheid is. Here, gee dat ons die lewe met al twee hande sal aangryp. Dat ons regtig gevul sal wees met die genade. Sal kyk met die oë wat U vir ons gee om te kyk. En dat ons sal verstaan hoe U genade in hierdie wêreld werk. Wil U met ons wees in hierdie weke, voordat ons Paasfees vier? Here, wil U gee dat ons binne toe kyk en ernstig besig is met onsself, sodat as wanneer ons opkyk en rondom ons kyk, ons anders sal wees en sal dink en sal doen. Dankie dat ons aan U mag vashou. Dankie dat ons elkeen aan U kan opdra wat siek is en wat swaar kry en wat alleen is. En ons bid, Here, dat U ons sal help om nie net na ons eie gesondheid nie, maar na die mense om ons se gesondheid te kyk. Dat ons sal kan raak sien as iemand in die nood is. En Here, dat ons uit genade uit sal reik en sal help. Baie dankie dat ons U mag vra om dit vir ons te doen, om ons in staat te stel hiertoe. En gee, Here, dat ons gaan leef tot die eer in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Amen.